Ons kan nie 300 skole vervang nie, maar ons kan 300 gemeenskappe aktiveer om elkeen een skool te vestig. Louis, dit is baie lekker om 'n koffie saam met jou te geniet vanoggend. Ek het jou ontmoet op gimnasium se gronde om 'n lekker braaivleisvuur, so ons is regtig baie bly om saam met jou te kan sit en gesels vandag. Ja, en ons ken jou eintlik half as die gesig van Gimnasium Pretoria. Is die enigste gesig nog gekoppel aan Gimnasium Pretoria. So ons wil eintlik nou met jou gesels oor 'n bietjie meer. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor Gimnasium Pretoria en die droom vir die skool. Ja. En dankie julle, is lekker om 'n bietjie hier informeel te kan sit. Ek moet daarom vir julle sê, julle die mans binne julle afdeling kan braai. Dit was baie lekker die dag met julle daar gewees. Maar ja, so Gimnasium Pretoria is op hierdie stadium dit is die gedagte wat al 5-6 jaar uit die beweging uitkom. Ek dink selfs eintlik langer. Soos julle die beweging ken, vestig ons eie instellings en gimnasium is maar die vlaggenskap wat ons wil vestig as 'n skool. So Gimnasium Pretoria is die eerste skool binne hierdie konsessie wat ek julle net nou nog 'n bietjie meer van vertel wat ek nie moet sê nie. Maar dis die eerste skool binne die konsessie wat ons baie graag wil vestig. En ja, ons vorder regtig goed met al daai beplanning en ja, julle was bevoorreg om daar op die grond te kon braai. Dit is 'n lieflike stuk grond wat ons hopelik binnekort 'n skool op sal hê. Ja, met al die ou bokkies. Hoe gaan dit met die bokkies? Ek was nie onlangs daar nie, maar ja, hulle is nog daar en hulle val al ons besoekers lastig. Hulle het terloops na die dag my kar gestamp. So Louis, ja, hoe vorder die planne met die skool self? Die skool self se planne vorder werklik goed. Ons is redelik in die ontwerpsfase tans. Ons moet die breë buitelyne van die geboue moet ingedien word vir die omgewingsake op hierdie stadium. Ons het 'n klompie fase spesialiste wat die verskillende grade se dele beplan en dan ook soos julle laas sou gesien het daar die ouens wat op hierdie stadium die grondwerke doen en die dienste aansluiting is redelik ver gevorder. In die omgewing moet daar so 21,000 huise gebou word en dit vorder werklik goed op hierdie stadium. So daar is almal water, daar is al elektrisiteit, daar is riool, so die pad wat dit ontsluit is redelik ver gevorder. So ek dink ons vorder werklik goed en ons is baie opgewonde oor dit op hierdie stadium. Kyk julle 'n bietjie na datums, is daar iets van datums wat jy kan deel? Ons het nog nie vaste datums op hierdie stadium nie. Daar's maar 'n klompie wetlike prosesse wat moet gebeur. As jy eers na die gronde gediens is, dan kan jy bouplanne indien en dan ongelukkig moet ons eers by die departement van onderwys goedkeuring kry. So ek kan nie redelik vasmaak op datums nie, maar ons glo ons sal binnekort met ons eerste grade begin. Jou volgende vraag gaan wees is watter grade? Dit kan ek ook nie presies vir jou sê nie. Ek hoop om soveel as moontlik grade so gou as moontlik oop te kan maak. Nou kan jy iets met ons deel oor die groter skool modelplan? Ja, so ek het so vlugtig gesê dat Gimnasium Pretoria moet die konsessie, of soos die Engelse sê franchise, is dalk ons meer algemene gebruikstaal, moet Gimnasium Pretoria die konsessie ontsluit. Dit moet gemeenskappe aktiveer om hopelik hulle eie skole binnekort te kan oprig. So ja, dit gebeur werklik vinnig op hierdie stadium. Ons glo ons gaan volgende jaar werklik meer daarvan in die mark kan sit. Maar daar's geweldig baie belangstelling van gemeenskappe wat hulle eie skole wil oprig. Ek dink die groot verskil ook is dis nie 'n kommersiële konsessie nie. Dit is gemeenskappe wat uit hulle skole oprig en ons ondersteun hulle. En dan natuurlik is die Gimnasium Handelsmerk al sterk en daar is baie geloofwaardigheid daarin wat ons graag op wil uitbrei en ek is seker die gemeenskappe wil dit baie graag hê. Inteendeel is daar baie wat dit klaar wil hê. En dit is nou landwyd. Dis landwyd. Ek dink uit die aard van die saak ons grootste groepering Afrikaanse mense is maar nog is baie in die Wes-Kaap en baie in Gauteng, maar daar's groot landelike gebiede wat op hierdie stadium nie meer Afrikaanse skole het nie en dis hulle wat regtig vinnig aktiveer en ja, nasionaal. Ons is in elke provinsie tans betrokke en ek dink dit vloei ook baie sterk uit die skoolondersteuningssentrum uit. So ek is deel van die skoolondersteuningssentrum en dis hier waar hulle betrokke is waar die gemeenskappe bewus raak van die proses en dan ons kontak. Ekskuus, ek wonder sommer nou. Ja. Jy sê nou daar's regtig 'n tekort aan byvoorbeeld 'n sterk Afrikaanse skool in plattelandse gebiede. Wat is die uitwerking daarvan in die area? Want ek is doodseker dit is ook die behoefte van die konsessie of die franchises wat ons dit nou noem. Ja, daar's redelik navorsing wat ook binne die groter beweging gedoen is al rondom groepeer 'n gemeenskap. En 'n gemeenskap is geneig om veral rondom 'n laerskool te groepeer.
En waar daai skole verval, dan verval die gemeenskap oor tyd en dan begin jy beleef en ek het dit eerstehands beleef hoe boere trek, hoe hulle plase verkoop en daar's nie meer 'n skool vir hulle kinders nie. En ek dink nie ons wil meer ons graad eentjies in 'n koshuis sit nie. So dit het 'n baie groot uitwerking, dit het 'n ekonomiese uitwerking, besighede begin toemaak. Kerke loop leeg, so waar ons het nou die teenoorgestelde beleef het in van die 1 of 2 gemeenskappe waar ons betrokke is dat daai gemeenskappe tel weer op. Daar's weer skielike Afriforum tak en hulle begin die gate in die paaie toemaak. Daar is weer besighede wat bly, daar's boere wat bly want daar's 'n kwaliteitskool vir hulle kinders. So ja, dit het definitief 'n impak en dit is ons hoop. Ek glo die grootste behoefte gaan aanvanklik laerskole wees, maar in dorpe met 'n gevestigde laerskool is daar weer 'n behoefte aan 'n hoërskool ook, veral waar die groter dorpe ver uit mekaar uit is. Nou, Louis, hoe verskil gimnasium se skoolmodel met die huidige skoolmodel waarmee ons redelik bekend is? Ek dink die balans wat ons moes vind, en dis binne die skole ondersteuningssentrum is, ons het die voorreg om internasionaal te kan gaan leer, van die beste onderrig en leermodelle, maar ons moes dit binne die Suid-Afrikaanse konteks maak pas, en ek dink die grootste verskil is dat daar's regtig 'n geleentheid vir 'n kind om op hulle eie manier te ontwikkel. Ons skoolmodel is baie in silo's gebaseer, hier's 'n bietjie meer integrasie van vakke, dis bietjie meer toekomsgerig, so dit gee kinders regtig die geleentheid om voor te berei vir die toekoms, om toekomsvaardighede te leer, kritiese vaardighede te leer en hoe hulle dit gaan toepas in die werklike werkplek eendag. En die feit dat ons 'n privaat skool is, gee ons vryheid van die staat. Dit gee ons dat ons nie hoef 100% te voldoen aan daai kurrikulum nie. Ons kan ons kurrikulum 'n bietjie aanpas. Ons kan ons onderrig en leermetodes aanpas, so dit maak regtig 'n baie groot verskil daarbinne, ja. Ja. Ek wens eintlik ek was nog klein. Want ek in hierdie skool eendag kan wees, maar ek's opgewonde om my eie kinders daarin te kan sit. Maar dis nou juist die volgende vraag wat ek vir jou het is hoekom sal jy sê moet Afrikaanse ouers hulle kinders in gimnasium sit? Ek dink dit wat ek nogal beleef en ek dink baie op die platteland ook is, daar was vir 'n tyd was die fokus weg gewees van akademie en van onderrig af. En daar's 'n fokus terug soontoe. Daar's 'n fokus terug na ons wil die beste kwaliteit onderwys vir ons kinders hê. En ek dink dit is wat akademia en die skoolondersteuningssentrum en baie van ons instellings doen is om weer kwaliteit onderrig te gee. Buitemuur, sport, kultuur, al daai goeders is baie belangrik om ons kinders te vorm. Dit is deel van die proses, maar dis nie die alfa en omega nie. En ek dink die absolute prestasiekultuur, dink ek is iets wat besig is om bietjie weg te sterf en die fokus is terug na kwaliteit onderwys toe. En ja, ons gaan ook sporte, ja, ons gaan ook 'n rugbyveld hê, ja, ons gaan ook netbalbane en 'n atletiekveld hê en skaakborde en 'n koor en 'n revue en al die goed wat 'n gewone skool het, maar die fokus daarop is om deel van hierdie kind te vorm. Ek sê altyd sport is 'n voertuig om die beste in ons kinders uit te bring en om ook hulle voor te berei vir die lewe daarna. So ek dink dit is die fokus wat ons graag binne gimnasium wil hê en binne Gimnasium Pretoria en al hierdie konsessieskole wil ons graag vir ons kinders die beste geleenthede gee en ek dink dit gaan vir ons kinders hopelik 'n goeie toekoms gee van daar af. Ja, absoluut. Ek dink net sommer ek het geen idee hoe hierdie tipe goed werk nie. Maar as jy nou so 'n bietjie kan uitbrei oor getalle, soos hoe sal julle begin? Sal julle met obviously eers graad 1, graad 2, graad 3 begin of wat is die plan daarvoor? Ek dink eerste getal toe jy nou sê getalle wat in my kop opspring is en dit kom eintlik van Martinus Visser af wat gesê het ons kan nie in elke skool, ons kan nie 300 skole vervang nie. Maar ons kan 300 gemeenskappe aktiveer om elkeen een skool te vestig. So ek dink ons gaan in sekere gemeenskappe gaan ons hulle ondersteun en ander gemeenskappe gaan ons gaan hulle ondersteun, maar hulle gaan hulle eie ding doen en hopelik gaan ons hier en daar van ons eie besit en beheer hê. Maar ek dink dit gaan ook afhang van elke dorp en elke gebied wat se grade infaseer gaan word. Ek dink waar ons hopelik Gimnasium Pretoria gaan vestig, gaan die behoefte waarskynlik bietjie meer hoërskoolkant toe leen, maar ons sal nog oor tyd sien wat ons daar gaan doen. Mense kom in gemeenskappe wat soos ek gesê, daar's nie meer 'n laerskool nie. Ouers is ook gemaklik om die platteland om hulle kinders in 'n hoërskoolkoshuis te sit, maar nie in 'n laerskool nie. Maar dan kom jy in ander gebiede waar daar 'n top laerskool is en dan moet ons eerder daai laerskool ondersteun en hulle hande sterk maak en 'n hoërskool vestig. So ek kan nie vir 100% presies sê nie, maar elke gemeenskapsin gaan verskil. Die ideale model, finansiële model is om die skool in geheel op een slag oop te maak, maar ongelukkig vereis dit redelik baie kapitaal, so dit gaan verskil van omgewing tot omgewing. Ek weet nie van jou nie, maar ek was in
baie bevoordeel gewees om in 'n private laerskool te wees. Ek meen ons was 2 graad 7's in my graad 7 jaar. Maar by die see klein dorpie en ek meen ons het die voorreg gehad om gou vinnig vir 'n uur see toe te gaan. Ons het dit seeskool genoem waar die onderwyser ons bietjie geleer het van die see en so aan. En ek meen dit is nie iets wat algemeen is nie. En ek dink gimnasium Pretoria, as ek nou net kan dink aan die gronde, jy kry absoluut, selfs in Pretoria, jy kry absoluut daai plattelandse gevoel en ek dink dit is iets belangriks. Sal jy soms daai gevoel wat die gronde self gaan skep vir die kinders wat daar is. Ek dink definitief so. Ek dink Gimnasium Pretoria, julle was nou daar's groot dele wat ons nie kan ontwikkel nie, wat die kleuterskool byvoorbeeld speel in 'n rif in wat ons nie mag ontwikkel nie. En die kinders gaan absoluut in natuur wees. Ek dink ook dit gaan ook afhang per gebied. Jy het nou sê seeskool, ons het 'n skool in Australië ontmoet wat weens verskeie redes, hulle graad 9 is apart van die skool. Hulle graad 9 is in 'n winkelsentrum, maar hulle spandeer die helfte van hulle tyd spandeer hulle buite. Hulle het byvoorbeeld lewensredding en seelewe as vakke. Niemand hou van 'n graad 9 kind nie. Dis presies, dis een van die redes, maar dit was ook hulle hoof toe ek vir hulle vra hoekom die graad 9's toe sê vir my have you taught grade 9. So maar ek dink dit moet in elke skool ook wees. Ek dink die ontwerp van die skool ook gaan anders lyk. Gimnasium in 'n Kaapse omgewing in die Weskaap gaan anders lyk want daar's boustyl wat tradisioneel daar is. Daar's natuurlewe wat tradisioneel daar is wat weer anders gaan lyk hier in die Bosveld. Een van die skole wat ons ondersteun se skoolskoene koop hulle byvoorbeeld by die koöperasie. Want dis daar in die Bosveld. Dit pas net in daarbey en ek glo so gaan Gimnasium Pretoria in ons natuurlewe inleef. Maar in die Weskaap gaan hy weer 'n ander natuurlewe inleef as hy dalk in Limpopo gaan inleef. So dit is hang af van omgewing tot omgewing, maar jy was bevoorreg om 'n see-skool te gehad soos jy dit genoem Ek het in die Valdriek groot geword. Ons het nie buite die skool gegaan nie. Gevoel gehad. Nee. Ag, dit was nou so lekker met jou te gesels, Louis. Was jy nie? Jy het bietjie skool gegee. Ek het skool gegee. Dink jy nie jy moet jou CV indien by Louis nie? Ek gaan jou bel. Dit klink vir my goed. Jy is meer as welkom. Maar dankie vir jou tyd. Ja, dit is baie lekker en ek is so opgewonde om te sien hoe die planne vorder en om self hopelik eendag my kind in gimnasium te sien. Ek glo so. Ek het self nog 'n kleintjie wat op pad is skool toe en ek hoop ook ons het die voorreg om daar te kan sit. Maar dankie vir julle tyd en dis lekker om bietjie met julle te gesels en bietjie te kan deel. Dankie Louis.